Gek oor haar eie Afrika ondier episode 114. Sergio staan nog vir 'n oomblik met sy selfoon in sy een hand en die tweerigting radio in die ander. Toe plak hy albei neer. Daar is 'n frons tussen sy wenkbroue. Dit voel asof 10 goed sy aandag gelyk verg en die heelal het vergeet hy is 'n man. So, hy sal moet prioritiseer. Die Camerons sirkel oor die aanloopbaan van Hirtes Retreat en wag dat hy moet uitkom om hulle op die landingsstrook in te beduie. Voor sy oë is een van die Da Silva tweelingseentjies wat nog in die bad is, besig om homself aan Lia se lang hare op te hys. Help my Sergio, pleit Lia. Sy het haar hande vol met die meneertjie wat haar hare nou in bondels in sy mond probeer druk. Hy is honger, onthou. Wat moet ek doen? Vra Sergio bekommerd. Hy weet mos hoe glad 'n baba in 'n bad kan wees. Vind iets in die kas en bind my hare buite die manne se bereik vas. Kyk of daar 'n serp van soorte is, 'n laprek of selfs 'n tou of gordel waarmee jy strik kan maak. Jy weet mos wat ek partykeer met my hare doen hierbo op my kop. Sergio krap in haar rak. Daar is niks vir hare nie, beslis nie 'n serp nie, ook nie 'n tou nie. Die enigste ander goed wat moontlik strikke kan maak is onderklere, bras en broekies. Hy gryp 'n paar en drafstap terug na Lia toe. Miskien moet hy eers die klein vingertjies wat aan haar hare rem losmaak. Hy byt 'n bra en broekie in sy tande vas en maak haar bos krulhare bymekaar. Toe bind hy dit eers met die deurtrekkertjie in sy hand vas, maar net om seker te maak dat die hare beslis nie weer sal loskom nie, draai hy haar bra 'n paar keer rondom dit alles en maak 'n strik met die gedeelte wat gewoonlik agter haar rug vasmaak. Hy druk die swart kantbroekie wat nou oor is in sy hemp se bosak en help vir Lia om met die baba oorheen te kom. Hy haal die nat klein ding uit haar arms en lê hom in die handdoek op die bed neer en toe kan hy eiers lê in sy eie foefenjol van haastigheid om daar uit te kom. Of het kook of whatever, dink hy. Lia blaas haar asem verlig uit en sê, nou toe Sergio, gaan kry jou gaste op die grond. Ten minste gaan nie een van hierdie tweekies nou meer borrels blaas of pierings in die bak maak nie. En ek is seker dat ek die manne verder self in klere sal kan kry. Reg, so. Vir 'n oomblik wil Sergio eers staan en sy meesterstuk met haar hare bewonder, maar daar is regtig nie tyd nie. Hy draai om en gryp die radio en die bakkie se sleutel en toe drafstap hy deur toe. Buite sien hy die mikroligte vliegtuigie en hy waai vir hulle. Wanneer hy met Katja oor die radio praat, kom hy agter dat sy soos altyd doodkalm en bedaard is, glad nie gestoord omdat sy nou al vir die 3de keer 'n wye draai oor die plaas moet vlieg nie. Sergio ry na die aanloopbaan toe en spring uit en toe praat hulle oor die radio totdat sy die vliegtuig veilig op die grond het. Hy drafstap na die vliegtuig toe en wys waarheen sy moet taxi en parkeer. En wanneer haar man, Dave, eerste uitklim en kom bladstit, beduie Sergio. Dave, jammer my maat, maar jy sal julle goed maar moet aflaai en met my bakkie moet aankom. Ons het 'n moeder van 'n krisis met babetjies daar in my plek. Hy beduie na die glasdeur waar hy oomblikke gelede uitgestorm het. Dave kyk waarheen hy beduie en toe kyk hy hom wat Sergio is op en af. Sy oë maak vraagtekens. Wat se krisis het julle? Kleintjies man, kry Sergio dit weer eens uit. Op daardie oomblik kyk hy af na sy eie klere en besef dat daar 'n baie goeie rede is vir die eienaardige uitdrukking op Dave se gesig. Hy is nat en vuil van kop tot tone en uit sy bosak hang daar 'n pikante pikswart kant damesbroekie. Het jy 'n veearts of 'n dokter vir jou krisis nodig? Vra Katja, terwyl sy haar helmet ook nou van haar kop afhaal. 'n Ma, ek het 'n ma nodig. 'n Vrou wat weet van, gryp Sergio na 'n strooihalmpie. O nee, ons laaste een is gespeen. Ons borsvoet nie meer nie, keer Dave, toe Katja net 'n paar maal na winde hap. Vir die eerste keer sien Sergio haar 'n bietjie geskok lyk.
Dis die tweeling man, beduie Sergio. Ek moet gaan help om hulle in klere te kry. O, en hulle is nou weer hoe oud? Vra Katja. 2,5 maande. Hoekom vat hulle nie net die bakkie se sleutel by hom en los hom om terug te hardloop nie? Maar Katja beduie ook na die broekie in sy boesak. Dan sal daai dingetjie nog nie vir hulle pas nie. Man, ek probeer hom nie dit vir die kinders aan te trek nie. Dit was vir Lia se hare. Nooit, sê sy. Uiteindelik kom Dave tot sy redding. Sê jou wat, Sergio, kom ons gaan help almal eers om julle krisis op te los. En as ons sien dat die vrouens alleen verder kan regkom, dan kom ek en jy terug en ons kom haal ons paar bagasiestukkies. Dis in elk geval die minimum. 'n sak vir my, 'n sak vir Katja en 'n paar klein losgoedjies. Dankbaar spring Sergio in die bakkie met die 2 daar by hom. Hy stop voor die stoep en spring uit. Hy's vreesbevange oor wat hulle daar binne gaan aantref. Die kleintjies skree nog ten hemele. Een het 'n vrokkie aan en een is in 'n handdoek toegedraai en Lia is besig om bottels in die mikrogolfoond warm te maak. Sy is self sopnat van kop tot tone en duidelik na aan trane. Ek weet nie hoe Anna dit alleen doen nie. Mens het net 2 hande, sê sy. Wag, kom ek help jou. Katja stap vorentoe. Sy tel die mannetjie met die vrokkie en die doek op en woeps, gly die doek oor sy boutjies af. Jy sien dit pas nie, verduidelik Lia. Katja gee 'n laggie. Nee, jy moet dit net styf genoeg om sy lyfie vasmaak. Ek sal jou wys hoe dit werk sodra hulle magies vol is. Ewe gemaklik trek sy die doek in posisie en hou dit daar. Sy vat die bottel wat Lia vir haar aangee, toets dit teen haar arm en druk dit in die dingetjie se mondjie en 1000 decibels verminder in die vertrek. Lia tel die ander ouetjie in die handdoek op en druk die bottel in sy mondjie ook en die stilte wat daarna oor alles toesak is oorverdowend. Net opgewonde suiggeluide. Dit is 'n snaakse stilte wat Sergio na woorde laat soek om dit mee te onderbreek. Nou ja, welkom op Hurters Retreat, Dave en Katja. Sorry vir die chaos met julle aankoms. En hoe dit hier lyk in my woonstel. Skus, ons is nie gewoond om kleintjies op te pas nie. Ja, duidelik het julle 'n rowwe dag so ver gehad, knik Dave en toe begin hy ook lag. Maar dankie, ons sien baie uit na ons verblyfie by julle. Kan nie wag om te hoor wat die Franse alles beplan en wil doen met hulle nuwe stuk grond nie. Sergio beduie na die stoele wat daar voor sy slap bank staan. Dave, gaan maak jouself asseblief tuis. Wat kan ek vir julle aanbied om te drink? Koffie of tee? Of dalk 'n bier? Ek is seker dat jy ook nou sal kan doen met 'n bier, Sergio, besluit Dave. En as jy ook een gaan drink, sal ek dit beslis saam met jou geniet. En julle 2 meisies, Sergio stap yskas toe. Wat skink ek vir julle? Koeldrank is reg vir my, dankie, sê Lia. Laat ek net eers hierdie baba dag agter die blad kry. Maar Katja, jy is welkom om iets sterker te drink as jy so voel. Hier is wyn, bier en ciders in die yskas. Nee, ek dink ek is ook maar eers op rooi koeldrank, totdat ek jou gewys het hoe werk hierdie doeke en ons die kindertjies in klere gekry het. En dan wil ek asseblief net eers 'n draai in 'n badkamer gaan maak. Net nie hierdie een van my nie. Sergio spring vir die gang deur, wat na die res van die huis toe gaan. Hy maak dit oop en beduie gang af. Die gaste toilet is die tweede deur van hier af op linkerkant. Dankie. Katja kyk rond vir beskikbare arms, waarin sy die klein man en sy bottel kan neerlê. En voordat die man nog enige besware kan aanteken, hou Dave Cameron 'n klein Das Silvaatjie met sy bottel en al vas. Maar Dave is mos gebaba trein. Hy is net so behendig met baba bottels as wat Sergio met bierbottels is. En toe Katja terugkom van die badkamer af, leer sy vir Lia en hom in 'n kwessie van sekondes hoe plastiek weggooi baba doeke nou eintlik werk en dat kleintjies se arms nie afbreek as jy hulle effens buig om hulle handjies deur die vrokkies se opening te kry nie. Sergio gaan maak die baba bad leeg
en was homself om net eers weer uit. Toe droog hy dit af en hulle gooi die laaste handdoeke in die wasmasjien. Wanneer die kleintjies uiteindelik lyk asof hulle weer kan slaap, gaan haal hy en Dave die bagasie uit die microlight. Toe stap hy en Lea met die lomerige tweeling in hulle stootwaantjie saam tot by woonstel nommer 2, wat hulle vir die Camerons oopsluit. Lea wys rond terwyl Sergio die stootwaantjie heen en weer stoot, soos 'n wafferse babysitter en pa. 'n Man wat weet van kleintjies aan die slaap maak, al weet hy eintlik niks, dink hy by homself. Hy hoor hoe Lea vir hulle beduie. Anna het genoem dat julle vanaand op julle eie sal wil kuier. Sy maak die yskas oop. Maria het vir julle borde met vingerhappies en eetgoed gepak. Daar is vonkelwyn op die ys en gebruik enige iets in die yskas en van die koffiestasie. Die beskuit bak Maria ook self. Julle moet daarvan proe. En as dit op is, dan bring ons weer. Wel, wil julle nie vanaand saam met ons kuier nie, vra Katja. Dis duidelik, hier is kos vir 'n weermagpeloton. Wel, kom ons kyk maar net eers, hoe laat kom die tweeling se ouers van die leeuplaas af terug, sug Lea, en dan beloof ek julle, moet ek net eers deur 'n bad en 'n hare was gaan. Een van die twee het my sop nat gepips. Ja, seentjies merk nogal hulle eiendom op daai manier. Is julle nie die peetouers nie? Spot Dave. Ja, ons is, antwoord Sergio trots. Maar Lea, ek het nogal gedink jou hare lyk in elk geval vreeslik oulik. Doen jy dit gereeld so? Katja loer van bo af op haar kop. Sy is mos heel wat langer as Lea. En Sergio onthou vir die eerste keer wat hy gebruik het om daardie boskas mee saam te vat. Hy krimp effens ineen. Gaan Lea hom dalk oor die kop moker? Maar natuurlik het Lea geen idee wat hy regtig daarbo gedoen het nie. Sy antwoord, o nee, dit was 'n noodgeval. Sergio het dit vir my met iets vasgemaak. Hoekom? Wel, dis baie vindingryk van hom. Ek het nog nooit regtig lang hare gedra nie, maar wie sou nou ooit kon dink dat mens jou hare so kan vasmaak? Katja begin giggel. Lea, moet asseblief nie vir my kwaad wees nie, en ek vra, omdat dit alles so ongelooflik oulik lyk, maar mag ek asseblief gou 'n foto van jou en Sergio neem, net soos wat julle nou lyk? Nee, keer Sergio. Vir die eerste keer sien hy dat Lea se wit T-hemp vol natkolle is en dat dit so deurskyn dat daar nie veel aan die verbeelding oorgelaat word nie. Ons is vuil en ons is nat en jy weet wat nat aan 'n vroumens doen. Juis, en dit is wat dit alles so spesiaal maak, sê Katja, en ek beloof julle, ek sal dit nie op sosiale media versprei nie, dit is net vir eie gebruik. Dave vou sy arms oor sy bors en skud sy kop. Nou maar goed, staan daar langs jou aanstaande en Sergio, draai net so effens na die kant toe, dat ons die ou sakdoekie in jou boesak ook kan inkry. Sergio sit sy een arm om Lea se skouer en haal sy ander hand van die stootkarretjie af, om te voel wat die sakdoek in sy boesak is waarvan Katja praat. En terwyl sy die een foto na die ander van hulle neem, trek hy die swart deurtrekkertjie weer uit sy sak en hou dit voor hom in die lug. O my gorrel, steun hy en sit dit terug. Dit was 'n chaotiese dag so ver. Sergio, hoekom het jy van my onderklere in jou boesak? Wil Lea geskok weet. Wel, dit het saam met die goed wat ek vir jou hare gebruik het, uit die kas gekom, en toe was daar nie tyd om het terug te sit nie, toe bær ek het maar in my boesak, verduidelik hy, want toe moes ek hol vir die microlight wat moes hang, wat moes land. En die ander goed in my hare? Vra sy, haar hande gaan stadig na haar kop, en daar voel sy dit, en Sergio verwag dat sy hom so gaan sleg sê, dat die see hom nooit weer blink van bo gaan kry nie. Maar presies die teenoorgestelde gebeur. Lea bars uit van die lag. Sergio, jou ou slim Afrika ondier, dankie tog dat jy 'n regte planmaker is.
Katja, stuur asseblief daardie foto's vir my ook aan. Katja lag saam. Ja, natuurlik, met die grootste graagte. En onthou, as julle dalkies teen 6:00 of 6:30 julle self kan losmaak van julle baba oppas verpligtinge, kom klink 'n glasie vonkelwyn saam met ons en dan eet ons sommer saam van hierdie wonderlike eetgoed. Sê liewer dat Sergio en Lia ons moet kom red of roep as die babas reg is vir hulle volgende voeding, sê Dave. 'n Kans wat Sergio beslis nie sal laat verbygaan nie. Is reg, dankie Dave. Julle kan aanmeld so teen 3:00. En Katja, ek hoop nie dat die tweekies vir ons weer doeke soos vanoggend gaan gee nie, want die keer sal jy en Lia dit asseblief alleen moet hanteer. Ek sien nie weer kans daarvoor nie. Doodreg, sien julle om en by 3:00 of bel as die kroegkrisis vroeër ontstaan. En moenie bekommerd wees nie, ek skrik nie vir slapgroen riool nie. Onthou, ek is 'n ma van 5, spog sy. En terwyl hulle met die babas in hulle stootwaantjies terugstap na Sergio se woonstel, besluit hulle albei dat die Camerons verseker op hulle gastelys moet wees vir die troue oor 6 weke. Sulke mense is 'n aanwins vir enige vriendekring. Terug in die woonstel gaan staan Lia voor die groot spieël daar. Sy betrag haarself van alle kante en toe gaan haal sy haar selfoon van haar bedkassie se kant af en begin om die gedoente in haar hare self ook af te neem. Wat doen jy? Vra Sergio verbaas en haal die nat beskermlaken van sy bed se deken af en sit dit by die ander goed in die wasmasjien. As hulle weer moet doeke omruil, sal hulle 'n ander beskermlaken moet vind. Ek neem nog 'n paar foto's net vir ingeval Katja se nie mooi of duidelik uitkom nie, verduidelik Lia, waarna sy haar klere van haar lyf begin afstroop. Sergio voel hoe sy lyf daarop reageer, al weet hy dat dit nie die regte tyd of plek is nie. Lia stap voor hom verby en gaan sluit die glasdeur wat na sy stoep toe uitloop. Met die terugkom, vat sy hand en trek hom agter haar aan. Sy draai die stort se krane oop en begin om sy hemp los te knoop. Nee, wag, ek kan nie. Iemand moet luister vir die babas of as die mense begin huis toe kom, wens Sergio 'n flou pogingkie aan om haar te keer. Ons sal albei uitluister daarvoor, maar ek kan nie 'n sekonde langer met hare vol whips en onderklere rondloop nie. Lia trek die goed uit haar hare en terwyl dit oor haar skouers en rug tuimel, besluit Sergio, wil hy beter haar help om haar hare te was en uit te spoel voordat die klein goed wakker word. En hopelik is daar darm nog so 'n bietjie tyd oor voordat die ander mense huis toe kom. Word vervolg.